Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Dit is so maklik om teleurgestel te wees met waar jy tans in die lewe is. Want ek meen, jy probeer dan so hard. Jy doen regtig. En soms wonder jy, hoekom jy nog aanhou probeer, as dinge net nie wil beter word nie. In Markus 6 het Jesus die disippels voor hom uitgestuur na Betsaida, terwyl hy alleen weggegaan het om te bid. Dit was nie 'n lang reis per boot nie, maar die disippels is deur 'n storm van koers afgestuur. En toe Jesus sien hoe hulle teen die wind in die middel van die see worstel, het hy hulle te hulp gekom. Markus 6 vers 48 sê, en hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see. Let op, dat Jesus nie vir die disippels gesê het om na hom toe te kom nie. Nee, hy het geweet, hulle kon nie by hom uitkom nie. Daarom het hy na hulle toe gegaan. Dieselfde geld vir jou. Wanneer jy by so 'n punt van desperaatheid is in jou lewe, kom Jesus na jou toe. Hy kom en ontmoet jou in jou storm, in jou pyn, in jou vrees en in jou moedeloosheid. Wat 'n God dien ons nie. Moenie vandag die volgende vergeet nie. Moenie vergeet dat dit nie nodig is vir dinge om perfek te wees, vir jou om vordering te maak in jou lewe nie. Moenie vergeet dat die herstelproses soms nie oornag gebeur nie. Moenie vergeet dat wonderwerke nog steeds gebeur nie. Moenie vergeet dat jou werk nie is om jou hart of iemand anders se hart te verander nie. Jou werk is om dit aan God oor te gee en om te volg. Moenie vergeet dat jy nie alleen is in hierdie stryd nie. Jy mag dalk vandag verlate voel, maar jy is nie. Johannes 14 vers 18 sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. So staan op en stof jou af. Want selfs al sien niemand anders wat jy doen en hoe hard jy veg nie, God doen wel. En jou situasie sal nie ongesiens by hom verbygaan nie. Here, dis maklik om oorweldig te voel wanneer ons uitdagings in die gesig staar. Maar U herinner ons om moed te skep, want U het die wêreld reeds oorwin. In hierdie versekering vind ek vandag my krag, wetend dat U met my is deur elke beproewing en verdrukking. In Jesus naam bid ek dit. Amen.